jy's hierdie jy's so baie welkom hierso. By hierdie besonderse geleentheid. Ons glo die Here te pad met hierdie klomp begin en hy sal dit nie eindig tot die dag wat die einde daar is nie. So baie welkom aan julle. Ek hoop julle gaan die diens kan deursit sonder om aan die slaap te raak, sonder om te verveel te word en sonder om te veel te stres. Dit is 'n groot ding, maar jy kan maar rustig wees. Kom ons kyk net na die week se afkondiging. So ons het nou oggenddiens en dan vanaand groeiweek. Ek sal net op die meerdienslaer sê. Ons Bybelstudie môre by die Oudhuis, ons kinderkrons en senior en junior katedese. Ek sal nog 'n reëling met hulle daaroor tref. En dan ons groeiweek môre aand en dan Dinsdag aand ook. Koffie is nog 'n bietjie nie plaasvind nie, maar ons sal nog 'n bietjie praat daaroor. Dan donderdag is dit vroue bid. Dan Vrydag is dit wêreldbiddag vir vroue dis 'n wêreld, soos jy dan sê, 'n wêreldbiddag vir vroue. So reg oor die wêreld word daar gebid vir vroue. Daar gaan ook goedjies deurgestuur word presies, maar daar is 7 uur hierso by die kerk sal jy 'n klompie vroue ook by mekaar kom om te bid. Dan volgende Sondag is daar oggenddiens. Daai buitediens gaan die ook eers aangeskryf word. Dan die verjaarsdag, vandag is Annetjie van Sail, Melanie Burger, môre die tweede is dit Marie Brand, Marie Wolfshausen, Dinsdag die derde is dit AG Leinaar en Lydia Krone, dan Woensdag is my eie persoonlike vrou en Jenna Laas, dan Donderdag die 5de is dit Liesel Wheatley, dan Vrydag die 6de is dit Johan Vrandag. So kom ons geef hulle lekker aan die klap by julle gesien. Soos ek sê, wêreldbiddag vir vroue is Vrydag, 6 Maart. En na die tyd nooi hulle reg vir koffie en tee, saam met hulle ook te vier die groot besluit wat hulle vandag maak het. Dan nooi ek julle regtig, ons begin vanaand met ons groeiweek oor Openbaring. Nou as julle al 'n dominees in sweet het met 'n boek, dan moes julle my hierdie week beleef het, want dit was omtrent 'n uitdaging van voor na agter tussenin die hele tyd. So as jy vanaand hom ook wil sien sweet, kom kyk gerus, kom luister gerus. Glo Openbaring is 'n ongelooflike boek, dis 'n ingewikkelde boek, maar is 'n ongelooflike boek. So ons nooi julle regtig om van vanaand en dan môre aand en dan Dinsdag aand saam met ons te kom hoor wat sê Openbaring juis vir ons in hierdie tyd waar dit absoluut gels is. Dit is eintlik ongelooflik hoe die Here nou al vir ons iets sê van wat tans besig is in die wêreld. So ons nooi julle daartoe. Dan die Paaskamp is 3 tot 6 April, so 30 km voor op Koevoet. Daar kan julle met die stel praat, of julle met Hester praat, Piet Krone praat, en hulle sal vir julle die regte rigtings instuur oor die Koevoetkamp of oor die Paaskamp. Dan lief en leed, ons dink net aan die back and close seer wat nog steeds rof is in Suid-Afrika. Ons bid regtig dat die Here ook ons grense sal beskerm daardeur en ook die boere daar die krag sal gee om te doen wat gedoen moet word. En dan bid ons ook vir die oorlog wat van gister af uitgebreek het in Iran en Israel en Amerika en alles wat daarbo aangaan. Dit is 'n ongelooflike deurmekaarskap. So kom ons hou net aanbid vir ook wat daarop gaan. Daar is nie regtig uit die gemeente assesseer nuus wat ek gekry het nie. As daar iets is, asseblief laat weet vir my na die tyd. Dan kan ons net rustig word waar ons sit, en dan gaan ons 'n paar liedere sing en ons begin. So kom ons word net rustig vir die Here.
gauw aanloop en kyk weer op. Daar's soveel meer wat op jou wag. Sê my, voel jy die genade? Die son kom op, verblind jou oor. Is nog te groot om te verstaan, maar sê my, voel jy die genade? En die waterloop, ja die waterstroom, sê my, voel jy die genade? Maar met jou alles voor, laat die tranen loop, sê my, voel jy die genade? Oh, 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 voel jy die genade? Jy's net 'n mens, hy is God, maar jy sal nooit uit sy hand uitval. Sê my, voel jy die genade? Jy's vrygekoop, die prys is reeds betaal. Jy's skoon gewas, 'n koningskind. Sê my, voel jy die genade? En die waterloop, ja die waterstroom, sê my, voel jy die genade?
weet ook weer, die moederskamers klank is aan, of as jy my wil hoor, dan kan die liedjies speel wel nie daardeur nie, maar hy is daar aan, soos jy wil gaan, hy is verlede week nie daar gewerk nie. Soos 'n blom wat na die son draai, soos riviere wat na die see loop, soos 'n boom na die hemel opreik, so rig ons harte op die Here. Liewe gemeente, die Vader wat sy seun na hierdie wêreld gestuur het, die seun wat sy disippels geroep het, en die Heilige Gees wat ons elkeen roep, groet julle vanmôre met die woorde genade en vrede. Amen. Nou ek wil hê jy moet vandag so 'n bietjie vir al julle wat hier voor sit, 'n bietjie terugdink aan toe jy net geleer skryf het. Toe jy die eerste keer skryf het. Sekere lettertjies was moeilik vir jou om te maak, want jou vingers was maar redelik dom gewees. En ons het almal eers begin met potlode skryf met uitvere wat redelik naby gelê het, want ons het foute gemaak, gereeld en baie keer. En ons het vir ure lank in graad 1 die tekentjies gemaak het, en patroontjies gemaak het, om daai lettertjies op presies dieselfde manier reg te maak. Laat jy later so verveeld was, dat jy eerder die klei wou vreet, as wat jy besig was om dit te doen. Tot jy die lettertjies perfek kon maak, of in my geval, waar die juffrou net gesê het, ek gee op met jou, gaan sit eerder aan die kant. As jy my handskrif sal sien, dan sal jy verstaan. Dan net as jy dit baas geraak het, kom die onderwyser en sê vir jou, okay, dit was nou goed en wel, jy kan nou mooi losskryf, maar nou moet jy begin vasskryf. So al daai moeite, en nou skielik begin jy weer van voor af. En iewers te langs die lyn, dan druk hulle nog 'n pen in jou hand op, want jy het nie genoeg gemors gemaak met 'n potlood en 'n uitveer, en dan gee hulle vir jou 'n pen. En daar's flaterwater, of soos wat ek het ken, Tipp-Ex wat net daar by jou gestaan het. En ons het goed doodgekrap, en dit was net chaos. Dan kom jy in hoërskool. Dan sê hulle vir jou, okay, jy kan maar nou kies. Jy kan of vasskryf of jy kan losskryf. Ofwel, dit was so toe ek daar was. Weet nie of dit nou nog so is nie. En dan kan jy my redelik dink, maar hoekom was dit dan nodig dat ek deur al hierdie moeite moes gaan om te kan leer vasskryf, as ek nou maar kan kies wat ek kan skryf? Nou, die groot ding is, op 7-jarige ouderdom sou jy nie daai keuse kon maak nie. Jy sou nie weet nie. En blykbaar, en dit kan julle met aan die Liesel na die tyd gaan uitklaar, is daar sekere fyn motoriese ontwikkeling wat moet alles sulke goed, omdat jy moet weer vaskryf. Al die onderwysers gaan vir jou sê, dit is nodig. Maar jy kon 'n keuse maak, of jy gaan vaskryf of loskryf. Nou vandag kom julle weer voor 'n keuse. Julle kom kies vandag wie julle gaan doen. Julle het in laerskool en hoërskool katekese geloop, en hopelik die laaste paar jaar by my iets geleer, wat julle vandag kan weergee. Van Bybelverhale, tot hoe om dit toe te pas, van vloek na doop, na die 3-eenheid, van groepsdruk. Ja, jy moet sekere verhale het jy oor en oor geleer, van graad 1 af, het jy die skepingsverhaal seker 10.000 keer gehoor, tot vandag toe nog. En jy weet nog steeds nie raar dat daaraan gaan nie, as ek nou eerlik moet wees. Want dat was 'n deel van vaslegging wat moes plaasvind. Dit was, soos dit jou onderwysers en jou ouers se werk was om jou te leer skryf, was dit jou ouers en die sonnaskoolonderwysers en wyser se werk om jou geloof te help vorm tot nou toe. Maar vandag maak jy self wat jy sê. Vandag kies jy om voor God en voor sy gemeente te staan en te sê, ek kies hom. Ek vat vandag verantwoordelikheid. Nie dat jy alles, want jy hoef nie alleen in hierdie wêreld te wees nie, maar jy maak vandag die keuse om Jesus te dien, om hom te aanvaar as jou verlosser. Jy kies vandag om self deel te word van die kerk. Jy kies vandag om jou Bybel op te tel, en jy kies vandag om te beweeg waar God jou heen wil stuur. Ek weet toe ek begin skryf het ek vreeslik gesukkel om die E in my naam te maak.
Nou dink ek, verstaan nie hoekom, ek sukkel nie, maar daai ek kon dit net nie maak. Daar was net nie 'n manier, en as my ma, wat ook hier agter sit, het aan my hand gevat, en sy het my gehelp om die te maak. En ek het seker 3000 keer gedoen, en elke keer as hy my hand gelos het, het ek weer die verkeerd om probeer maak, of. Maar, wat gebeur het, sy vat aan my hand, en sy het maar dan los, en dan moet ek dit op my eie. En vandag is so 'n moment hier. Tot nou toe het ons half jou hand gevat. Sy het vir jou gesê, okay, maar jy moet sonderskool toe. En as jy in sonderskool toe gekom het, het jy 'n boodskap van my gekry van waar is dit? Hoekom is jy nie by die sonderskool? Maar van vandag af, is daai keuse by jou. Maak jy die besluit. Eintlik al van die begin van die jaar af is daar nie meer vir julle sonderskool gewees nie. So daai uur, wat jy elke keer op 'n maandag gedwing was om hiernatoe te kom, is nie meer daar. En nou moet jy self jou Bybel optel. Jy moet self tyd met die Here spandeer. En hoor vir my vandag baie mooi, as jy nie self hierdie besluit gaan maak nie, gaan dit nie gebeur nie. Gaan dit nie daar kom nie. Dis nie iets wat net gebeur. Dit beteken nie, my ma het my net daar alleen gelos, gesê, okay, maar, ga nou kamer toe, jy kom nie uit die kamer uit, totdat jy daar gemaak het nie. Sy het al by my gebly. Sy het my ondersteun, sy het my gehelp. En dis wat ons gedoen het tot nou toe, en gaan ons altyd doen, want weet jy wat, jy gaan nog steeds foute maak hierna. Party van julle is al klaar besig, soos wat jy sit om te dink aan jou volgende fout wat jy gaan maak. Jy dink al klaar, kan jy wel, vanaand, volgende naweek gaan ek afkyk. Ken julle myself in hierdie tyd. En hier moet jy mooi hoor. Hierdie gaan jou nie perfek maak nie. Hierdie beteken net dat ons as kerk is daarvoor. En ons gaan jou lief hê. Ons gaan jou dra. Julle gaan vandag bely, jou heel laaste vraag is, glo jy dat alle medegelowiges jou geloofsfamilie is en dat jy verantwoordelikheid in hulle het, as ook dat ek hulle die reg gee om my te help om op die regte pad te bly. Jy bely vandag dat jy deel is van hierdie geloofsgemeenskap, van hierdie kerk. En dat jy vir ons as jou geloofsfamilie die reg gee om jou op die regte pad te help. Maar dat jy ook 'n verantwoordelikheid teenoor ons het. Ek het julle mooi verduidelik. As jy sien dat ek 'n bietjie te lekker kuier by Obinda, dan jy ook die verantwoordelikheid om na my toe te kom en te sê, "Hi Dominee, dis mos nie ons te doen." Net soos wat ek daai verantwoordelikheid en elkeen van ons daai verantwoordelikheid nou teenoor julle het. Om die moeilike vrae in julle lewe te vra. Om vir julle te sê, hoorie, kom ons help. En hier is my aanspraak ook op julle liewe gemeente, Hebreër Kerk. Ons moet kyk na hierdie kinders. Ons moet hulle lief hê en ons moet vir hulle bid. Ons moet geduld met hulle hê en ons moet verstaan van waar hulle kom. Ons moet hulle nie oordeel nie, maar uit liefde deel maak van hierdie gemeenskap. Deel maak van hierdie geloofsfamilie. Daar's niks so erg soos om verstoot te word en geoordeel te word en beskinder te word deur die mense wat veronderstel is om jou lief te hê. Dis hoekom ons kinders nie deel wil wees van 'n kerk nie. Want hulle voel geoordeel en hulle voel verwerp. Dis ons werk om na hulle te kyk en hulle lief te hê. Dwars deur die Bybel moes mense ja sê as God hulle geroep het, soos wat julle ook vandag gaan ja sê. En Jesaja is een van hulle. En in Jesaja 6 kry ons Jesaja die profeet se roepingsverhaal. Die verhaal hoe hy in God se diens begin werk het. En ek wil hê ons moet gou daarna blaai. Jesaja 6 vanaf vers 1 tot 8. As jy julle Bybel sê dit sal dit goed wees as julle daaraan toe blaai, maar ek ken julle ook in die tyd al goed, so het staan ook daar. Val oorvloedig. Jesaja 6 gemeente vanaf vers 1. Maar voordat ons sy woord van die Here lees, kom ons buig ons hoofde. Here, dankie dat ons vanmôre net hier by mekaar kan wees.
Dankie vir elke van hierdie tieners wat vandag voor U wil sê, ons kies U. En hulle wil dit doen vir 'n gemeente wat U liefhet. En daarom bid ons vanmôre opreg en wil ons vra, Here, dat U hierdie woord ook gebruik om met ons te gesels. Spreek deur die woord, wat ons wil hoor wat U vanmôre vir elkeen van ons te sê het. In Jesus naam alleen. Amen. Jesaja 6 vanaf vers 1 tot vers 8. In die jaar van koning Josia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die hemel gevul. By hom was daar seefras om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 wat sy gesig bedek het, met 2 sy voete en met 2 wat hy gevlieg het. Die seefras het mekaar telkens toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep: Dit is klaar met my, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie se elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Een van die seefras het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevaar en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: Nou dat die gloeiende kool op jou lippe aangeraak het, is jou oortredings vergewe, jou sonde versoen. Toe het ek die Here hoor vra: Wie kan ek stuur? Wie sal die boodskapper wees? Ek het geantwoord: Hier is ek, stuur my. As ook wil ek net Joshua se getuienis ook vir julle lees in Joshua 24 vers 15 wat sê: Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kan nie vra, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here. En vanmôre wil ek spesifiek vir julle groep vra: Wie sal jy dien? Die Here vra vandag: Wie sal ek aanstuur? Sal jy soos Jesaja jou hand opsteek en sê: Hier is ek, Here, stuur my? Sal jy soos Joshua kan sê: Ek en my gesin sal die Here dien? Dit is die vraag wat vandag aan elkeen van julle gevra word. Dit is wat ons moet aan kyk. Vandag op 'n manier begin julle roeping ook. Want elkeen van ons, nie net die dominee of die kerkraad word geroep nie, maar elke mens. En jy was geroep om saam met God te wandel, vandat jy Jesus aanvaar het. En party van julle het dit gedoen toe jy so klein was. Party van julle het nie 'n presiese dag en datum nie, en dit is so oukei. Party van julle het dit saam met moedersmelk ingekry in die evangelie. So daar's nie 'n dag wat jy die Here aanvaar. Maar baie keer moet ons ook herinner word dat Jesus het elkeen van ons geroep. En vandag is al waar jy sê: Ja, Here, ek kies om te gaan waartoe U my stuur. Ek kies U. Wat vir my so ongelooflik in die verhaal van Jesaja is, daar kom 'n paar aspekte ten vore wat ons as kinders van God bitter belangrik is. Ten eerste in vers 2 en 3 sien ons dat die God wat ons roep in sy diens is 'n heilige God. Die engele, die seefras, bedek hulle aangesig. Want in daai tyd is geglo, as jy God van aangesig tot aangesig sien, sou jy sweerlik doodgaan. Want hy is 'n heilige God en ons is onheilige mense. Die engele het ook die hele tyd gesing: Heilig, heilig, heilig is die God, die een wat was en is en vir ewig sal wees. Die feit dat God vir hulle heilig is iets wat ons nie anders kan sien as in die engele se optrede. Ons het besef dat die God wat ons dien en die God wat julle vandag gaan bely dat julle dien, 'n God is wat heilig is. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy is die een wat was, wat is en die een wat vir ewig sal wees. Hy is sonderloos. Hy is ewig. As julle vandag dus gaan bely, jy behoort hierdie al te ken, glo jy dat God jou Vader is wat jou liefhet en vir jou sorg.
Glo jy dat hy Jesus gestuur het om jou te verlos? Glo jy dat jy sy Heilige Gees in jou woon om te lei, om as 'n nuwe mens te leef? Dan bely jy kies om 'n heilige God te doen. 'n God wat nie sonde het nie, maar nog 'n God wat jou kies, al is jy onheilig. Maar God wat jou liefhet. 'n tweede ding wat ons hier kan oplet is, toe Jesaja besef dat hy in die teenwoordigheid van God is, sien ons in vers 5, hy val neer en hy sê, hy word oorweldig deur sy sonde. Want as enige mens voor 'n lewende God staan, dan sal hy nie onaangeraak word nie. Hy sal neerval. Ons kan nie anders as om voor 'n heilige God te staan, te besef hoe heilig hy is en hoe onheilig ons is nie. Ons weet mos, as ons skryf, dat ons soms foute gaan maak. Nee, wie van julle het nog nooit geskryf en ewe skielik 'n spelfout gemaak wat jy of moes uitvee of moes uitteks nie? Nee, ons maak foute. Soms gebeur. En dit is oukei. Dit is oukei om foute te maak. En die kans is goed dat jy nog baie foute gaan maak. Soos ek net al gesê het, ek weet jy sit hier en dink al klaar jou volgende fout te gaan. Maar die wonderlike ding is, die genade van God dat ons is. Dit beteken nie ons moet net aanhou sondig nie, maar dit beteken ons dien 'n heilige God en ons is onheilig. En soms in ons lewe moet ons tot 'n bladsy uitskeer want ons het so baie foute gemaak. Dis wat gebeur. Maar uit liefde stuur God ewig Christus. Elke dag sê God vandag weer eens vir jou, jy is vergewe. Jy het 'n skoon bladsy. Jy kan weer probeer. Ek hoop jy hoor iets daarvan vandag. En daarom, as jy vandag bely, glo jy dat Jesus jou verlosser en Here is, en sal jy hom oral bely, moet jy besef dat hy jou persoonlike verlosser is, soos wat ek in elkeen van julle se onderhoude vir jou gesê het. Hierdie gaan nie net oor elkeen van ons nie, hierdie moet ook 'n persoonlike ding wees tussen jou en God. Het jy 'n persoonlike verhouding met jou? Weet jy, hy ken jou, en ken jy hom? Hier is nie vir almal, dis vir almal, maar dit is spesifiek ook vir jou. Nie net jou ouers nie, nie net die kerk se nie, maar joune. Dis die mees persoonlikste vraag wat jy jouself moet vandag afvra. Hierdie geloofding waar my ouers my baie keer gedwing het, vat jy vandag die pen, met die wete dat Jesus die papier wat voor jou is, skoon gemaak het. En die wonderlike ding is julle, elke keer as ons voor God gaan sit en ons sê ons is jammer, dan ruk hy die ou papier van ons sonde uit en hy sit 'n skoon papier voor jou. En mag dit vandag weer gebeur. En mag jy weet, ons 'n skoon papier wat voor jou is. Wat wonderlik is, Jesus sterf nie net en los ons hier alleen nie. Soos hy direk in die res van die boek van Jesaja vir hom opdragte gegee het en by hom is, ons sien hoe God Jesaja as profeet lei deur sy lewe, deur met hom te praat en vir hom te sê wat hy met die volk sê. Gee hy vir elkeen van ons die Bybel. Die Bybel wat ons handleiding is. En daardeur besef ons keer na keer absoluut hoe heilig God is en hoe onheilig ons is. En daarom lees ons hopeloos te min Bybel. Want ek weet, ons het hierdie gesprek gehad, elkeen van julle het vir my gesê, ek lees Bybel maar hopeloos te min. En ek seker as jy vir elkeen van hierdie mense gaan vra, gaan nie een vir jou sê, hoorie, ek lees genoeg Bybel. Ons het nodig om meer en meer Bybel te lees. Want al krap dit soms waar het seer is, al wys dit soms ek jaag aan, het ons nodig om dit te lees. En daarom bely jy, glo jy die Bybel is waar, en streef jy daarmee na om te leef soos die Bybel jou leer. Deur dit te kan sê, kan jy nie anders as om die Bybel te lees nie. Ons kan nie sê iets is waar as ek dit nie self gelees het nie. Ons kan beslis nie leef soos die Bybel ons leer as ons hom nie lees nie. En daarom moet ons moeite begin doen met hierdie boek. Tyd spandeer in hom. Wat gebeur as ons nie ordentlik die instruksies lees van 'n apparaat nie?
Hy breek meeste kere. Hoekom dink jy is ons lewens soms so stikkend? Want ons lees nie die handleiding van ons lewe nie. Dan die laaste opmerking in vers 8. Nadat Jesaja besef het, hy is Sondag, na die verlossingsdaad van die gloeiende kool, hoor Jesaja hoe God vra, wie kan ek stuur? Wie sal my boodskapper wees? En Jesaja antwoord, hier is ek, stuur my. En vandag vra hy vir jou presies dieselfde vraag. Vir elkeen van jou. Vra hy, wie kan ek stuur? Wie sal my verteenwoordig? En hier is dieselfde boek wat in Josua ook gevra word en duidelik is. Hy sê vir die volk dat hulle 'n keuse moet maak. Hulle moet kies wie hulle dien. En Josua sê, ek en my familie, ons sal die Here dien. En daarom vra hy ook vandag vir julle, sal julle hom dien? Vandag antwoord julle op die vraag wat God vra, glo jy die kerk God in die wêreld verteenwoordig en beloof jy dat jy kerk in die wêreld sal wees? As jy vandag hier ja op antwoord, dan antwoord jy op die roepstem van God wat vra, wie kan hy stuur? Wie kan hy gebruik? Want ons moet besef, om 'n kind van God te wees, kan ons nie net agteroor sit nie. Ons moet beweeg. God wil jou gebruik. God wil jou, wil hê moet vir my kyk. Wil elkeen van julle gebruik. Hy het 'n plan met jou lewe. Hy wil jou stuur. Hy wil jou gebruik. En hierdie beteken nie almal van julle gaan 'n dominee word nie. Wil sê al dankie tog, maar dit mag ek seker nie sê nie. Maar dit beteken hy sal met julle wees waar ook al julle gaan. Dat soos julle bely, julle sal kerk wees in die wêreld. Dat jy 'n verteenwoordiger sal wees van God. Dat daar waar jy skool gaan, daar waar jy gaan swat, daar waar jy see gaan, daar waar jy gaan werk, dat jy sal antwoord op hierdie roepstem van God. Waar jy deur jou dade, deur jou woorde, deur jou hele wese duidelik, soos Jesaja sal sê, hier is ek Here, stuur my. Dat jy soos Josua kliphard sal sê, ek en my familie, ek Here, sal u dien. Wat beteken dit wel, as jy môre by die skool instap? Wat beteken dit wel, vir die res van hierdie jaar? Wat beteken dit wel vir volgende jaar as universiteit toe gaan, as jy oor see gaan, as jy waar ook al heen gaan? Wat beteken dit? Dit beteken ek gaan skyn 'n lig in 'n donker wêreld. Ek gaan wees die verandering wat ek wil raak sien. Wat gaan jy doen? Onthou die pen, jy elkeen kry 'n pen, dis hoekom ek die hele tyd daar op sin speel, is nou in jou hande. En jy kan hier 'n storie gaan skryf soos jy wil. Jy kan hom ongelooflik maak. Maar jou storie kan een van twee maniere gelees word. Of as 'n waarskuwing vir die res van ons wie om nie wat om nie te doen. Of dit kan 'n storie wees wat ons inspireer. Die pen is in jou hande. Wat gaan jy daarmee doen? Hoe gaan jy leef? Dis nou by jou. Die keuse lê in jou hande. Gaan jy antwoord op die roepstem wat sê, ek wil hê jy moet my kind wees? Gaan jy wat soveel jaar terug hier gedoop is of op 'n ander plek gedoop is, waar God gesê het, ek sal jou God wees? Gaan jy vandag antwoord en sê, ek sal die kind wees? Dis die vraag wat jy vandag antwoord. Mag dit 'n vlaag bly wat in jou lewe leef. Mag jy besef dat 'n heilige God, die onheilige jy, die stoute jy, die jy wat tog gaan aanjaag, ongelooflik lief het. Dis wat Jesus aan die kruis vir ons kon doen het. Ons hoef nie eers heilig te wees en dan maak hy ons heilig nie. En dan kan ons na hom toe kom nie. Ekskuus. Ons hoef nie eers heilig te wees nie, maar hy maak ons heilig. Hy roep ons om ons uit te stuur en onthou dat jy vandag bely, ek sal die Here doen. Ek sal gaan waar hy my stuur. Amen. Ons lei. Here, dankie vir hierdie ongelooflike geleentheid. Waar hierdie groep kinders
roep. En waar hulle sê, hier is ek, Here, stuur my. Waar elkeen van hulle wil sê, Here, ek en my huis, ons sal die Here doen. Dankie, Here, vir wie hulle is. Stap hierdie pad met hulle, Here, maak hierdie storie wat hulle skryf, ongelooflik is. Mag hulle altyd weer so kosbaar en spesiaal hulle vir is. Laai hulle en wees met hulle. Mag hulle altyd weer wees met hulle. In Jesus naam, Amen. So ek gaan julle nou een vir een oproep en dan moet hulle hierso kom staan van hier af in 'n halfmaal. Kyk. So jou gesiggie gaan daar ook op die skerm verskyn. Ja. Ek het van jou foto geneem terwyl ek staan. Okay, so eerste een Roan Brand. Tweede een Christy Burmeister nou. 3 John Marie Salier. 4 Tromen Klüter. 'n Toy. Ellery Jordan. Gideon Kotze. Hugh Creer. Werner Maritz. Mia Swart. Ekskuus, ek was in die rand daar, moes ek gewees het, ja, jammer die rand. Die rand daar, ekskuus. En dan is dan alles wat. Skryf ek dat hulle nie daar voor moet dan staan. Kyk, hier uit. Verwacht ek het iemand nog weer nie geroep nie. Die betekenis en die doel van belydenisaflegging. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om mense die geleentheid te gee om persoonlik vir God en vir hierdie gemeente, die Nederduitse Gereformeerde Kerk Oudtshoorn, rekenskap te gee van hulle geloof. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy met die mond bely wat jy ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is die belofte wat jy maak om alleen op Jesus te vertrou, om te lewe volgens sy woord, getrou deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van die kerk, om te volhard in gebed en om God op alle terreine van lewe deur die woord en daad te verenig. Die daad van die belydenis. Daarom versoek ek jou nou om vir God en sy gemeente hard op die volgende vrae te antwoord. Glo jy eerstens dat God jou Vader is wat jou liefhet en vir jou sorg? Glo jy dat hy Jesus gestuur het om jou te verlos? En glo jy dat die Heilige Gees in jou woon en jou lei om as nuwe mens te leef? Tweedens, glo jy dat Jesus jou verlosser en Here is en sal jy hom oral bely? Derdens, glo jy die Bybel is waar en streef jy daarna om te leef soos die Bybel jou leer? Vierdens, glo jy dat die kerk God in die wêreld verteenwoordig en beloof jy dat jy kerk in die wêreld sal wees? Dan laastens, glo jy dat alle medegelowiges jou gehoorsaam wees en daarom jy die verantwoordelikheid teenoor hulle het, asook dat jy die reg gee om jou te help op die regte pad. Dan gaan by elkeen van julle net omgaan en vir julle vra en wat jy antwoord is. Roan, wat is hartklop jou antwoord? Christy, wat is hartklop jou antwoord? John Marie, wat is hartklop jou antwoord? Tromen, wat is hartklop jou antwoord? Maronay, wat is hartklop jou antwoord? Elrie, wat is hartklop jou antwoord? Gideon, wat is hartklop jou antwoord? Hugh, wat is hartklop jou antwoord? Hieran, wat is hartklop jou antwoord? Werner, wat is hartklop jou antwoord? Ja, wat is hartklop jou antwoord? Ronald, wat is hartklop jou antwoord?
boom van die genadeverbond, soos verseël deur die doop, en kragtens die belydenis wat jy sopas afgelê het, word jy hiermee verklaar dat jy 'n belydende lidmaat is van die nederwysige gereformeerde gemeente van Oudtshoorn. Ons gee vir 'n lekker hande klap. Gemeente, ons gaan nou vir hulle net sing, Heer, laat u seën op hulle daal, ek vra dat julle sal staan. As jy gemaklik daarmee is, kan jy jou hande uitsteek na hulle toe, anders doen jy dit mos net in jou hart. So kom ons staan, dan sing ons net vir hulle die seën van die Here, en dan vra ek vir Pieter Willem om net so lank vorentoe te kom net, om vir hulle ietsie net te oorhandig. Seën hulle, Here, hou hulle vas in die hart. En mag u die pad saam met hulle stap, en mag hulle besef hulle is nooit ooit alleen nie. Dat u hulle sal dra en by hulle sal wees. In Jesus naam alleen. Amen. So net dan elkeen van hulle nou net 'n klein liedjie oorhandig, julle kan sit. Ons gee net vir hulle nog 'n hande klap. Ekskuus. Jy kan nog net sit, maar dan kan jy nou weer oproep. Gemeente, ons het ook die besonderse voorreg om vandag saam met ons nuwe belydende lidmate nagmaal te kan gebruik. Die nagmaal is in sy wese die herinnering van wat ons Jesus hier vir ons op aarde kom doen het. Dit is om sy menslikheid te vier, om te besef wat vir hy vir ons kom doen het op aarde. Om te vier dat hy al die grense gebreek het wat mense voor hom gestel het. Dat hy wat God was, alles prysgegee het om vir ons, uit liefde vir ons as sondaar mense. Dat hy sy lewe vir ons kom aflê het. En dit vir ons, dat ons kan lewe in absolute oorvloed. Dat hy nie gedink het aan mense grense nie, maar dit Here gebreek het om tot by ons te kom.
Hy het self die nagmaal ingestel, so lees ons in 1 Korintiërs 11 vers 23 wat sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem en nadat hy in my bloed beseël is, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Nou, hoekom vier ons nagmaal? Hy het aan die kruis vir ons gesterf en hy het weer opgestaan na lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons almal vir die Here, ons is sy kinders. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met hom in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons om te sien hoe lekker dit eendag in die hemel gaan wees en daarom is ons ook bly as ons nagmaal gebruik. So sit die glimlag op jou gesig, dit moenie so ernstig lyk. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het. Maar voordat ons die nagmaal gebruik, liewe gemeente, moet ons ook die erns van die saak besef. Moet ons kyk na ons harte. Moet ons kyk wat gaan aan in ons harte. Moet ons die Here vergifnis bid vir die sondes wat ons nog nie gedoen het. In hierdie tyd wil ek sommer sê, want ek weet ons het 'n klomp gaste ook vanmôre, as jy die vrymoedigheid het om in jou eie gemeente nagmaal te gebruik, dan sê meer as welkom om ook hier saam met ons nagmaal te gebruik. Maar kom ons word stil voor die Here. Kom ons kyk na ons harte, kom ons kyk of daar nie 'n sonde tussen ons en hom staan nie. Mag ons voor hom bely as dit nodig is. Here, soos Jesaja vir ons bely, dis klaar met ons as ons voor U staan. Want U is heilig en ons is nie. Daarom bring ons sondeskuld voor U. Ons stikkende harte, sonde wat ons gedoen het, en vra ons vir vergifnis. Here, wat ons wil oop, skoon en rein voor U staan. Dank Here, dat U aan die kruis vir ons dit moontlik gemaak het. Dankie vir U liefde en U genade. In Jesus naam. God sal julle daarmee help.
ek het vergeet om te sê, ek sal nog nie, die binneste saap is die druiwesaap en buite is die wyn. So binne is die druiwesaap en buite is die wyn. Weet as daar enige wat oorgeslaan is met die druiwesap of die wyn? Ja, as iemand wat oorgeslaan is met die brood? Ja, so dit kan voor toe kom. Nou kan jy net weer van sou dan sal ek vir julle dit doen.
die aand voordat Jesus gekruisig was, hy en sy vriende, sy disippels by mekaar gekom, nou bo vertrek. Jesus het vir hulle gesê, hy gaan doodgemaak word, maar daar aand is daar iets wat meer gebeur. Hy sê vir hulle, hierdie brood, elke keer as jy hierdie brood gebruik, dink aan my. Hy het God gedank vir die brood, hy het dit gebreek, en hy het gesê, hier is my liggaam, eet dit. Elke keer as julle dit eet, dink aan my gebroke liggaam, kom ons keer dit saam. Jesus vat toe die beker en hy sê vir hulle, my bloed gaan vir julle vloei. En hy het die Vader gedank daarvoor. En hy het gesê, elke keer as julle hierdie drink, dink aan my bloed, wat vir jou gevloei het, in my kruis. Kom ons drink dit saam en dink aan sy bloed. Is daar enige iemand wat hy die beker uit wil drink? Here, dankie dat u liggaam vir ons gebroken is. Dat u bloed vir ons gevloei het. Dankie Here, dat u die perfekte offer vir ons gebring het. Want u is heilig, en net u kon die offer vir ons bring. Plan het in ons harte, in ons gedagtes, dat ons altyd sal weet van die groot offer wat u vir ons gebring het. Dankie Here vir die liefde. Die liefde wat geen perke ken. Die liefde wat ons lief gehad het toe ons ons sondaars was. Dat daai liefde ons kinders van u gemaak het. Dankie vir u gebed. In Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan die Here nou vereer met ons offergawes.
Niks gewoon. Niks gewoon. So hard to say. Jy maar plaag gebreek. Kom ons sluit hier nou sê dankie vir jou offergawes. Here, dankie dat ons nou 'n deel van onsself aan U kon gee. Ons neem, vra Here dat U alles sal neem by ons. Dankie vir U liefde, U goedheid en U guns. Gebruik hierdie geld vir die opbou van U koninkryk en laat U wil daardeur geskied en nie ons eie nie. In Jesus naam. Amen. So ons vra vir die nuwe blydende lidmate om daai tyd net hier voor agter te bly, dat ons net 'n kietjie kan neem van julle en net smaak vir dit. Ja, okay. En dan na die tyd word julle almal genooi om saam met ons ietsie te eet en te drink. En net saam met ons te kuier ook. Ja, gemeente, kom ons staan na eindig ons moet stop. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om sy arms om jou te vang. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Die drie enige God is by jou, van nou af tot in alle ewigheid. Amen. My
kan ook 'n foto.